jy het maar die stories gehoor loop wat die ouens in die polisie is die storie van jy gaan wit lakens toe. Jy weet, en daai tyd is gesê ja, jy slaap gat, jy kan. Dis maar net 'n manier om nie by die werk te wees en sulke goed. Tot vandag toe nog herken die polisie basies nog nie posttraumatiese stres syndroom as regtig 'n probleem nie. Hulle sê dis iets wat behandelbaar is en jy kom daaroor en jy gaan aan in jou lewe. Ja, baie ouens sê dis 'n manier van ontlanting om in 'n kroeg te gaan sit en om 'n klomp biere te drink saam met kollegas en goed. Niemand klomp nooit regtig, jy praat nie daaroor nie. Niemand praat oor die voorval regtig nie. Dit is maar basies ook maar nog steeds 'n taboe. Jy praat oor ander goed. Wat het gebeur? Daar's 'n paar voorvalle gewees jare terug. Waar ek betrokke was. Omdat ek meegemaak het. Ja, dit is nou maar net 'n hele paar jaar na die tyd en voorvalle maar weer kom kuier. Wat se voorvalle was dit gewees? Geweld, moordtonele, onluste, motorongelukke, selfmoorde. Die eerste gedeelte het so goed begin van 87 tot in die 90. En toe was al weer 2 voorvalle in 95, 96. En toe dit so met die tyd nou maar net begin slegter gaan, wat ek naderhand net nie meer met myself kan huishou nie en my huismense kan ook nie. En ek het byvoorbeeld vir 3, 4 dae gegaan sonder slaap, ek net nie kan slaap nie. En saam met dit staan jy op en jy is permanent kwaad vir die wêreld en jy weet nie hoekom nie. Jy is kwaad vir jouself ook, nie, want jy voel magteloos. En jy weet daar's fout, maar jy weet ook nie wat is fout nie. So in 2021 toe hierdie bom nou finaal gebars en dit is Januarie 2010 opgeneem by Optima. Wat het gebeur einde 2009 toe die bom gebars het? Is maar net, dat eintlik niks gebeur nie, dit is maar net, ons net, ek kan net nie verder. Ja, kan net nie verder nie, ons het gestaan en drink en braai die aan, soos met 'n normale straatbraai. En dis dit net jou skielik, alles oor en verby, toe wil ek net moord met doodslag. En was dit nie vir vriende en my vrou nie, ja, ek kan self gedeeltes nie van dit onthou nie, dit is wat my die bangste gemaak het. Ek is een van baie gelukkige mense wat ek het 2 goeie kinders wat my ondersteun al die pad en ek het 'n goeie vrou wat my ook dra en baie help. Julle is happy nou? Ja, doodgelukkig en my kinders sien ook vandag as ek af is wat hulle na my toe sal kom en vir my vra wat gaan aan, kom lyk ek so en my vrou ook, sy sal vandag met my. Ek dink partykeer koop hulle beter nie soet as wat ek koop.